Baie welkom vanoggend by ons digiediens. Verlede naweek was dit Paasnaweek en ons is alweer in 'n hele nuwe fase van die kerkjaar. Want binnekort is dit Hemelvaart en daarna Pinkster. Maar die 1 Mei is ook 'n besondere dag in ons kerkkalenderjaar, veral hier by Wellington Oos, want dis die Rhodes halfmarathon. Ons het dit altyd geken as die Safari halfmarathon, maar die roete is nog dieselfde, die waterpunt is nog hier by die kerk, waar ons mense met water en met musiek en vriendelikheid bedien. Maar die 1 Mei is ook vir my en my gesin 'n besondere dag, want 28 jaar gelede het ons met die Safari halfmarathon hier aangekom. En die volgende jaar het ek die voorreg gehad om self te kon deelneem en daarna ook so 13 te kon hardloop. En die wedlope het altyd baie opwinding, maar het ook sy moeilike dele. En dit het my juist laat besluit om ook hierdie teksgedeelte te lees uit Hebreërs 12, waar die Hebreërs skrywer ons lewe vergelyk met 'n wedloop. Maar kom ons kyk wat sê hy hier in Hebreërs 12 vers 1 tot 11. Terwyl ons dan so 'n groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle in stryd om die lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging, wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardie gevorm is 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Die Hebreërs skrywer sê ons lewe, en eintlik die lewe van 'n Christen, is soos 'n wedloop. Daar is die opwinding, die lekker tye, maar ook die moeilike tye waar jy soms alleen voel en dink, waarin het jy jou begewe? En net soos wat 'n mens dissipline nodig het om te oefen, en om ook van sekere dinge af te sien en te vermy om 'n goeie atleet te wees, het ons ook geestelike dissipline nodig. Is daar ook sekere dinge wat ons moet vermy en laat staan, dinge wat ons geestelike groei vertraag. Maar die lekkerte van om in 'n wedloop deel te neem is om eintlik dit saam met ander mense te doen. Die ondersteuners langs die pad en mense wat dit al gedoen het wat jou bemoedig en inspireer. En ons geestelike wedloop is ook aangenaam omdat ons dit saam met ander doen. Ons is deel van 'n gemeente. Ons bemoedig mekaar, ons versterk mekaar, en daar's ook die mense wat al die pad geloop het, wat vir ons inspireer om aan te hou en vas te byt en te volhard. Maar in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, gee die Hebreërs skrywer vir ons 'n paar wenke vir die geestelike wedloop. En die eerste ding wat hy sê is, raak ontslaaf van die laste. En nou, as jy jou atleet indink, kan jy besef dat hy nie met 'n rugsak en met waterskoene kan hardloop nie. En net so kan ons ook nie met 'n sak vol hardloop nie. Ons kan ook nie met waterskoene vol van onvergewensgesindheid hardloop nie.
Ons moet ontslaa raak van hierdie dinge. Ons moet ontslaa raak van die dinge wat die Heilige Gees bedroef. As ek maar dink wat Paulus sê, hierdie dinge as mense steel, as hulle vuil taal gebruik, as jy opvleend raak of woedend raak en verbitterd raak. Hy sê dis dinge wat die Heilige Gees bedroef. Dis nie wat tot eer van God strek nie. Dis dinge wat Jesus nie sou doen nie. So hierdie dinge moet 'n mens van ontslaa raak, nie laat staan. Miskien is dit goed dat ons ook 'n bietjie nadink oor hierdie laste in ons lewe, wat ook ons geestelike groei beperk en wat ons lewensvreugde kom steel. Die tweede ding wat hy sê is, ons moet volhard. Hy sê volhard soos atlete, byt vas. Hy wil as te ware vir ons sê, maak vas jou tekkiese veters en hardloop voluit vir die Here. Want op hierdie pad wat ons moet hardloop, is daar soveel versoeking, soveel afleidings, soveel dinge wat kan maak dat ons wil moed opgee en nie kans sien om te volhard nie. Ek dink maar terug aan my tyd wat ek nog hier by die kerk verby gehardloop het, en dink ek, as ek nou net so op die sypaadjie kan klim, dan is die huis daarom sommer naby. En as jy so op die halfpad merk kom, dan trek 'n ou swaar. En die perdeskoen se bult, hierdie moedbreker. Maar jy weet, daar's ook, op 'n wedloop is daar mense wat jou ook ontmoedig. Ek dink altyd aan die wegtrek, as die klomp stappers tussen jou, jy kan nie wegkom, en dis 'n klomp mense wat stadiger as jy, dan moet jy op die sypaadjie hardloop, om net vorentoe te kom. En so is dit ook in ons lewe, in die geestelike lewe. Almal is nie Christen nie. Almal het nie dieselfde oortuigings as jy nie. En dit is nogal moeilik om jou Christelike beginsels uit te leef in 'n wêreld waar mense dalk nie almal vir Jesus ken nie. En dan voel jy's besig om stroom op te swem. En dan wil jy amper moedeloos raak. Dan wil jy tou opgooi. En dis juist dan wanneer ons moet volhard, wat ons moet aanhou, wat ons nie moet tou opgooi nie. Nou kan ons vra, maar hoe kry mense dit reg? En dan kom sê die Hebreërskrywer vir ons, maar hou die oog op Jesus. Kyk na Jesus, want hy is eintlik die volmaakte voorbeeld. Hy is die een wat weet van vasbyt. En hy weet om 'n rede te hy het geweet waarna om uit te sien, om vas te byt. En dis maar dat Jesus kyk wat hy als bereid was om te doen. Hy het sy goddelike status prysgegee. Hy was bereid om soos 'n mens te word, 'n slaaf, om te sterf. Maar hy het ook nie altyd kans gesien nie, want hy het vir sy Vader gevra, kan hierdie beker nie maar by my verbygaan nie. Of hy sê, maar ek sal by u wil berus. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Maar hy kon dit doen, omdat hy geweet het wat op hom wag. Hy het geweet, God gaan wees om sy goddelike status gee. Hy gaan weer in die regterhand van God sit. En daarom het hy moed gehad, om dit alles te deurloop en te deurgaan. En as jy vandag moedeloos is, en nie meer kans sien nie, en nie lewensvreugde het nie, as jy miskien swaar kry, dink aan Jesus. Dink aan dit wat hy deurgemaak het. En sy rede, sy motivering om te kon vasbyt. Maar dink hoe Jesus ook die lewe en sy lyding benader het, want Jesus is eintlik ons kompas, hy is ons rigtingwyser. Hy is die een wat vir ons help om te fokus op die regte dinge, op dit wat regtig saak maak. En dit laat my dink aan die vrou wat baie lief was vir bergfietsry en veral in die bergpaadjies. Maar sy sê haar groot vrees was hierdie riviertjies met die klomp ronde wit rivierklippe. En sy sê dan sy so vas gekyk as sy by die riviertjie kom, wat 'n klip sy moet mis, en voor sy haar kom kry, dan val sy. En toe gee iemand eendag vir haar raad en sê, maar kry vir jou 'n fokuspunt aan die oorkant van die riviertjie. En dan fokus jy net op daai punt, dan sal jy nie val oor die klippe nie. En sy het geluister en die raad gevolg, en dit het gewerk. En in my eie lewe het dit al ook soveel keer gewerk, as ek sit met probleme en dinge wat ek nie weet hoe om op te los nie. En ek fokus op Jesus en ek vertrou hom, dan los hy die probleme sommer hulle self op. En dan kom die Hebreërskrywer nog by 'n vierde punt. En hy sê, God se tugtiging is eintlik liefde. Wanneer jy swaar kry in die lewe, en wanneer dit moeilik gaan, en wanneer dit vir jou voel of God besig is om jou te straf,
onthou net, God is jou Vader wat vir jou baie lief het. God is nie besig om jou te straf nie, maar is besig om jou te vorm. Net soos wat 'n vader die verantwoordelikheid het om sy kind te vorm en te tugtig en voor te berei vir die lewe, so is God besig om ons voor te berei vir sy heiligdom, vir sy koninkryk. En sy gees is elke dag besig om ons te vorm en te verander om al meer soos Jesus te word. As ons nou maar dink aan 'n atleet, sy afrigter is nie besig om hom swaar te gee of om te straf nie. Hy is net besig om hom voor te berei vir die wedloop van die lewe. En so is God besig om ons te vorm en ons voor te berei. En daarom lees ons ook in Hebreërs 12 vers 11 die volgende. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardie gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. In Psalm 16 vers 11 getuig Dawid en hy sê, Here, U leer my hoe om te lewe. Maar net daarna sê hy, by U is daar oorvloedige blydskap. En dis so asof hy wil sê, wanneer ek God toelaat om my te leer, om my te omvorm, dis dan wanneer ek ook lewensvreugde ervaar. Dalk is jy vandag ook 'n bietjie moedeloos. Dalk is jy sielsmoeg. Dalk voel jy of jy nie kans het vir die lewe nie. Dalk gaan dit met jou swaar of moeilik. En dan wil hierdie gedeelte vir ons sê, hou moed, byt vas. Raak ontslaaf van hierdie laste wat jou geestelike groei vertraag. Maar hardloop voluit, leef voluit vir Jesus, hou jou oog op hom. En onthou, God is net besig om jou te vorm. Hy tugtig jou, maar hy vorm jou, hy verander jou, hy berei jou voor vir sy ewige koninkryk. Mag ons ook soos Paulus sê, soos wat hy hier in 2 Timoteus 4 vers 7 sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend tot U kan bid. Ons wat ook op 'n lewensreis is, wat besig is met 'n wedloop. En Here, ons verstaan nie altyd die opdraande en die moeilike tye nie. Maar dankie dat ons weet dat U by ons is. En Here, wil U ook vir ons help om van hierdie laste ontslae te raak, wat ons geestelike groei vertraag. Help ons om te volhard en vas te byt en voluit vir U te lewe. En ons oog op U te hou. En altyd te onthou dat al voel dit of U ons tugtig, al voel dit nie om bly te wees nie, kan ons weet U is besig om ons te vorm, ons voor te berei vir die ewige lewe. Dankie dat ons kan uitsien, nie net na 'n medalje nie na 'n oorwinnaarskroon wat verlep nie, maar na 'n ewige lewe saam met U. Lei ons, help ons om ook soos Paulus eindtyd vol te hou en te volhard soos atlete. In Jesus naam. Amen.